Hey, dit is nou klaar gelunch. Nou, wat sê die TikTokkers? Alright. Net gou van, nou sê dis TikTokkers nou maar oor die algemeen, nie hardop op YouTube en afval. Ok, so ek het net die eerste fase gehad van die 6-point cell. Jy het gegaan na die bonne toe en jy is by die badge. En by die badge gaan vertel jy nou alles van die brand, verstaan? Nou, jy moet baie positieve goed sê, moet nie negatieve goed sê nie. Jy moet ook die vraag vraag. Jy vertel van die kliënt van die brand, van wanneer het hulle begin, hoe lang sal aan die gang, het hulle credibility, of wat ook al die geval moet wees, en so meer. Dit is wat vir jou, wat baie belangrijk is vir die kliënt. Nou as jy klaar is by die badge, dan gaan jy omstap na die passasiersdeur. Nou, dit is belangrijk, want jy gaan na die passasiersdeur toe, maar onthou, die persoon by die kar gaan koop, gaan altyd iemand die dalk met saam met hulle gaan ry. En dit is belangrijk ook, verstaan? So jy gaan na die passasiersdeur toe, en dan begin jy verduidelik, ten opsigte van die voordele wat jy sien, en wat die kliënt daar sien, van die passasiers sitplek, die voetspasie, die controles wat naby is, daar is so baie goed wat jy kan sien, en dan verduidelik jy dit vir die kliënt, en onthou altyd, wanneer jy iets vir iemand verduidelik, dan moet jy vraag, soos jy sê, sal jy daarvan hou? Jy moet altyd vraag wat sy antwoord in 'n ja, nee en nee. As jy vraag, en met 'n kliënt gesels, probeer nie, doen altyd vraag wat antwoord in 'n ja. Want onthou, hoe meer ja's jy kry, hoe meer positief gaan dit tot op die einde hardloop, verstaan? So jy gaan nou passasiersdeur en dan verduidelik jy nou alles in die sitplek van die passasierskant, selfde met die veiligheidsgordel waar daar is. Onthou, en as daar ligsak is, as daar ligsak is in die passasierskant, verduidelik dit ook. Dit is baie voordele ter opsigte van veiligheid, verstaan? So, jy gaan passasiersdeur, gaan praat oor die veiligheidsgordel, jy gaan praat oor die sitplek, jy gaan praat oor die ligsak. Dit is belangrijk. Nou ook natuurlijk die controles wat na die radio toe, want jy kan nou in die radio bykom, ek meen in die aard van die saak, maar is nie net vir die bestuurder nie, maar die passasiers kan ook daarby uitkom, verstaan? Om een harder en zachter tussen te meer. Maar, wanneer jy een passasier is, neem jy nie oor vir die bestuurder nie. Jy soek nooit moeilijkheid met dit nie, verstaan? Dit is baie belangrijk, veiligheidsgordel, lugsak en die sitplekse verstelling. Kan hy op en afskuif, kan hy voor en toe gaan, achter toe kan die riglening stel. As die riglening kan stel, party van die motors het baie meer funksies, net van op en voor en toe en achter toe, maar wys die funksies, dis waaroor het gaan. En dan, in die selfde tyd, daai kliënt wat by jou is, laat hulle inklim in die passasierssitplek. Sê vir hulle, gaan voel gerus, hoe sit hy. Dis belangrijk, verstaan, want ek meen, jy vraag dan die vraag, hoor jy, so sit dit gemakkelijk, dan antwoord, ja. Verstaan, as jy sê, nee, wel, dan het jy probleem. Maar jy sê, dit sit gemakkelijk, nee, byvoorbeeld. Jy moet die positieve illustreer altyd. So, dit is nou passasierssitplek, sitplek, alright, dan gaan jy vanaf af uitkom, maar gaan ons aan die volgende stap toe gaan. Maar dit sal in die volgende video wees. So, ek gaan die video so vat, stap vir stap, vir die 6 stappe, wat daar is, om 6-point cell te doen. Alright. Ok, so ek gaan vir julle later weer sien. Ek gaan hierdie nou eers afsny. Kwaai.